Jy is ingeskakel by PAX UCC TV. Dit bring vir jou die nuutste Bybelstudie, die nuutste Christelike boodskappe en gepaste musiek.
Goeiemôre gemeente. Ek groet u vanoggend in die hande vir onveranderde naam van die Here Jesus Christus. Ek is van die protokol vanoggend te observe en net die nodige respek aan die gesag te gee. Vanoggend verwelkom ek ons kerkbestuur. Ek verwelkom ons junior koor, ons worship team, ons jeugorganisasie, ons sonnaarskool, ons representante wat vanoggend verantwoordelik gaan wees vir hierdie diens. Ek verwelkom ook vanoggend ons gaste, want ons het gaste in die huis. En as ons vanoggend 'n feit maak oor al die verwelkomme, let us just be, want ons is vanoggend 'n jong organisasie wat vanoggend vir u die brood moet kom breek. So daar gaan nog iemand vir u vanoggend verwelkom. Ek verwelkom dat ook die gemeente vanoggend in ons midde, ons verwelkom hulle terug daarbo, baie dankie.
En vanoggend verwelkom ons dan die spesiale mamas vanoggend in ons midde. Dit is vanoggend u dag. U is vanoggend 'n deegsame vrou. U waarde is vanoggend verbo die van morale. En u mag vanoggend die diens en die teenwoordigheid van die Heilige Gees geniet. Wees almal welkom hier saam met ons. Baie dankie. Goeiemôre almal. Dis weer eens 'n goddelike voorreg om vanmôre hier te kan staan. Dis net deur God se genade, né? Kom ons almal sluit ons oë. Getrou God en Hemelse Vader, Here, vanmôre kom ons voor U, my God, Here. Here, baie so nederig, my God, Here, kom sê ons vir U so dankie. Here, U het so diepe slaap uitgehaal vanmôre, my Vader. Here, baie dankie, my Vader, Here, U nog aan ons gedink het, my Vader, Here. Om ons weer 'n kans te gee in hierdie lewe, my Vader. Here, daarvoor sê ons in elke plek staan, my Vader, Here, uitverkies. Here, baie dankie, my God, Here Jesus, Here. Here, dankie, my Vader, Here, dat U nog daar is vir in elk groot en klein, my God, Here Jesus. Here, en nou bid ek, my Vader, en ek vra, Here Jesus, dat U, my Vader, Here, in sal kom en beweeg. Here, van sitplek tot sitplek, my God, Here. Gee in elk, Here, open die ore, open die harte, my God, Here. Here, waar die saad vanmiddag verloren val, my Vader, Here, en op goeie grond sal val, Here Jesus, en het sal groei, my God. Here, ek bid, my Vader, Here, vir hierdie jong kinders, Here, wat vanmorgen, my Vader, Here, hierdie diens sal lei, my God, Here, Here, insig en wysheid, my Vader, Here Jesus. Ek bid, Here, vir elke woord wat sal uitgaan, my God, elke woorddigting, Here, wat sal uitgaan, Here Jesus, Here, en ek bid, my Vader, sien het, my Vader, Here, Here, tot U te doen, my Vader. Here, ek bid vir elke mama, Here, ek bid vir elke ouma, ek bid vir elke auntie, my Vader, Here, wat 'n mama is, my God. Here, dankie, my Vader, Here Jesus, dat ons weer eens vanmôre ons oop maak en vir U sê, dankie, Here, dat ons so 'n mama is, my God, Here Jesus. Here, ek is selfs bly, my God, Here Jesus, Here, om U kant van die lewe te wees as 'n mama. Here Jesus, Here, daarvoor ek so dankbaar. Ek is vanmôre, kan vanmôre U prys, halleluja. Here, kom seën elke moeder, my God, Here Jesus, Here. Here, wat 'n vrou wat die Here dien, is verborgen vanmôre, my Vader, Here. Wat 'n vrou wat die Here dien, moet geëer word vanmôre, my God, Here Jesus, Here. Here, laat die Heilige Gees sak op hulle toe vanmôre, Here, waar hulle miskien voel. Here, hulle is in nabeer in die Here. Vra, Here, dat U, my Vader, hulle so sal om die hals vanmôre, met die liefde vanmôre, Here. Dat hulle is nie alleen nie, my God, Here Jesus, maar U is saam met hulle, my Vader. Baie dankie, Here, begin het jou, my Vader, Here, dankie vir my ook, wat 'n mama is ook in die brigade, Here Jesus. Here, wat ek vanoggend gesê met die kinders, as hulle van hulle moeders af weggegaan, in die oggend en dan kom brigade, dus ek, Here, mama, en ek is vanmôre so dankbaar daarvoor, Here. Here, dankie vir die liefde, my Vader, Here, wat U in my gesit het, vir die jong kinders, my Vader, Here. Draans hierdie dag, my God, Here. Seën alles wat nou sal uitgaan, my God, in Jesus se naam. Amen. Amen.
Jare is my Here, ek lei nie gebreek nie. In groen wyk jare na die wereld, na water waar daar rustig is, bly hy nie. Volksamen, hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paie, terwyl van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U stap en U stok wat my gerus stel. Volgende my. U dek my tafel, U dek my aan tafel voor die oor van my tegenstanders. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Met goedheid en trouwe liefde sal my volk al die dae van my lewe. En ek sal terugkeer na die huis van die Here tot een lengte vandaan. Genade en vrede aan U almal in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Genade en vrede aan U. Amen. Dan begin ek die Sondagskool. Goeiemôre familie. Ek like die vibe. Ek like hom. Maar dit by ons TV net so eintlik ons roem ons
dit wat nou hier gebeur het. Laat ek julle die antwoord. Familie, laat my toe om namens die organisaties en die kerkraad vir elke moeder vanoggend 'n voorspoedige en gelukkige Moedersdag toe te wens. En elkeen van u vanoggend hier in die diens welkom. Voel vry. Ek dink in elke geval na saligmaker dink hier is so voel vry en voel welkom. Ek moet eers ook so 'n paar mense verwelkom. Vanoggend het ons so 'n groepie hulle wit en blou aan en hulle kom aan die pad van oor die berg. Oudtshoorn is vanoggend in die huis. En dan in Engels, hier is graps gewees. In Engels is it not the boring brat, it's the great brat is also here. By één mens op die stap of zo. Laat mij ook toe om een baie speciale woord van verwelkoming aan die president, kaptein Troy, wat ook vanoggend hier in die huis is, vir hom ook te verwelkom. Dan familie, is dit vir my 'n aangename voorreg en ek kan vra dat sy staan. Is dit vir my 'n aangename voorreg om aan die weer eens in kennis te stel dat Suster Lewona Fortuin verkies is as streeksekretaris. Suster Lewona, ons wens God se seën oor u bediening en ons weet sommer dat jy 'n voorspoedige en 'n geseënde termyn sal wees baie geluk. Ek kan geleentheid gee vir Broer Ben om vir ons 'n aankondiging te kom doen oor die jaarfees. Broer Ben. Dua, apa? Umur kota ya.
So ons gaan weer begin en ons gaan weer lekker feestie. Die aanmoediging van nou af is om weer in die wet te gaan. Die organisaties is recht, die organisaties is verkeer, want al die organisaties was teenwoordig. Maar jy kan sien, onze diakenskoop is nie voltallig nie, omdat ons paar diakenskoop. So, maar die wijker weet, hulle gaan aan met dit wat gewoonlik by die feest is. Daar is, ons gaan weer een meeting het, en dan gaan ons kyk om die diakens en hulle verteenwoordigers in te trek. Daar is een of twee dinge wat nog moet plek op. Ek het 'n band in die kamp gekry, want onze band is vervast. Ons band okay, maar hoe moet dit noem? Ons korte stage by die kamp. Ons het dit om 'n permanente stage te doen. Dit is in die pipeline. Meneer Bekers het ook kies vandag. As hy nie, dan gaan ons so môre. Want hy sit die man. Want hy het gesê van my op die stage. So ek gaan nie ophou nie, want die stage moet gedoen word. Vir hierdie jaar, of die jaar voor hierdie jaar het ons stage gehad, toe hulle van ons shuttleboards borde wat ons gehad het nog van die borde gesteel en die borde sloof af. So dit is om ons wel een permanente structuur het, zodat die band gemakkelijk op die stage is. En ons dan, daar is ook gevraagd aan ons die veilig aan iets doen. Daar is ook gezegd, ja, ons gaan die veilig aan iets doen, want ons gaan een beetje ook weer een rol aan Sina, de Silva, en dan die mensen wat er al gegaan het, ons wil kijken of ons kan in place op die stage doen. Die veilig aan. Oké, so, maar daar gaan weer in nog een keer moet daar gemiet worden. Oké? Anna, ik denk daar is nog iets. Maar die feest moet aan is en die feest moet. Oké, wat ons gezegd ook, ons moet een tweelige feest. Die hele week is het feest bij ons, wanneer die perseel moet schoongemaakt wordt, die rente moet gewas worden, alles moet in plek wees van zaterdagochtend. Dat gaan wees één, ons gaan min of twee voort wat ons hier net zo hier om die straat gaan trekken. Die ook een kerkstraat gaan ook toe wees. Die hele kerkstraat gaan toe wees, want dat is ons. Nee? So, ons kan niet omheen, want al die paaien is toe. Die eerste wat die paaien is toe. Ons maak ze met kerkstraat toe. Oké, ja, baie dankie. Ik wil niet altijd ons moet een beetje een feeling krijgen, maar ons ook wat feest doen. So, baie dankie vir julle jong mense wat hier daarmee hier wil. Dankie vir jou insigte die aan. Dit was great. So, lekker. Ek like dat die jong mense so in is. Die jeug, die sondagskool, die koordaboom, kakkesande, almal was in almal hy kinders wil deel wees van die fees. Baie dankie. Goed, speel man as ek afgaan. Om Ben, ek is volgende week met vir om Ben geleed vir om Ben ek nou aan het. Hulle speel vir my. In elk geval, Kerkraad neem kennis. Die 16de Mei om 6:00 is het kerkraadsvergadering en aan gemeente neem kennis dat ons die 18de, dis die Sondag, gemeentevergadering het. Die teenwoordigheid is baie belangrik. Dan het die seker gesien, Broestem is uit. Broestem bedien vanoggend vir Harold en Broer Ferro Pietersen bedien vanoggend vir Blanco. Dagbestuur het môre 'n vergadering in Blanco om 6:30. Ons vra voorbeding vir broer Edgar Remas. Hy is opgeneem. Hy was in die hospitaal en sterk aan by die huis. Die gebedsgroepie besoek Suster Magdalena Lindood
komende Woensdag. Dan familie, ons konsulent gaan Saterdag 17 Mei krankenagmaal bedien en dit begin om 7:00. Ons Hemelvaartdiens vind Donderdag 27 Mei om 7:00 plaas by die Eagles Nest gemeente. Dan familie 25 Mei vier die gemeente is geskiedkundige dag. Hierdie kerkgebou waar ons sit vier sy 50ste gebruiksjaar. So familie, ons gaan sekerlik daai dag fees hê. Daai dag gaan ons regtig nog nie preek nie. Daar wil ek vir die prediker sê hy moet loop soos wat ons fees hou. So ek wil julle nooit trek hy lekker feesklere aan, want ons gaan fees hê die 25ste Mei. Hy diens begin normale tyd 9:00, so jy kan nie wees en 10:00 of 1:00, dan gaan jy wonder wil jy huis toe gaan. Ek beloof dit. So daai is die aankondigings. Ons skriflesing vanoggend is opgeteken in Johannes 10:22 tot 30. As dit iemand is wat verjaar het of enigiets het om te vier, voor ek daarom, ek het vergeet, die gelukwensings. Maandag het Suster Carol Kaboni verjaar, die 9de het Ashwin Thorn verjaar, die 10de Suster Raylene Leroux en vandag verjaar Suster Megan Noble en Rachel Stolz. Baie geluk aan hierdie verjaarsdagmans. As ek iemand is wat verjaar of enigiets om te vier, kan jy nou staan en dan gaan ek vir die bemoediging doen. En daarna gaan ek vir die moeders vra om te staan. So eerst net die gelukwensings asseblief. Iemand staan die liefde verder, roep sy naam in die omstandigheid. Roep sy naam in jou verdrukking. Roep sy naam in die onsekerheid van die nuwe lewensjaar wat jy binne gaan. Roep sy naam in die nuwe huweliksjaar wat jy ingaan. Roep sy naam voor jy daai operasie ondergaan. Roep sy naam voor jy die posisie bekleed. Roep sy naam. Roep net sy naam. Sy naam is soos balsem vir my. Sy naam, geen ander naam nie. Sy naam. En ek klink so lekker, sy naam is soos balsem vir ek en vir u. So dis my bemoediging vir u vanoggend. Roep sy naam in alles wat jy deurmaak. En die nuwe lewensjaar, hy is saam met u in dat nuwe lewensjaar. Enigiets waaroor jy bekommerd is, hy is saam met u. Roep net sy naam. Kom ons sê die oor. Here, baie dankie vir die versekering dat al wat ons moet doen is net om u naam te roep. Dankie dat ons nie nodig het om pryse te betaal nie, want u het immers u seun gestuur om die ultimate prys te kom betaal. Here, vir hulle wat verjaar en vir hulle wat nie dankbaar is, vra dat u hulle grondgebied sal seën, dat u die pad wat hulle sal stap gelyk sal maak. Here, ek vra dat u 'n elevation in hierdie geliefdes wat staan en sit, sy lewe sal maak. Hierdie dinge wat ek in u naam en lewe baie dank sê. Amen. Ja, voed ons geloof deur u woord en u gees, want soos 'n pasgebore kind, soos pasgebore
smaak na melk, smaak ons na ibon, na die suikergeestelike melk, sodat ons daarin kan opgroei en die zaligheid verkry. Amen. Maar Natasha, ook naar de woorden voor de zelfwezen. As jy die woord het, Johannes 10, lees het soos volg, van vers 22. Die opskrifie is, die Jode is nie van sy skape nie. Dit was daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem, en dit was winter. Jesus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daarom hom saamgedrom en vir hom gesê, hoe lang gaan u nog ons in ons sekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons. Jesus antwoord hulle toe, ek het dit vir julle gesê, en tog het julle dit nie geglo nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader noem, bewys wie ek is. Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem. Ek ken hulle, en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal. En niemand kan hulle in die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Dit is die woord van God. In antwoord op die woord gaan ons na ons offers na die skatkis bring. Oh,
Familie. Ik wil graag dat die oudste moeder hier keer nou, ons het nou al so die gekyk, het lyk is Juffrou Beatty. Juffrou Beatty sal hier net staan vir ons asseblief. Ons as organisatie het het goed gedink om die spreekwoordelike ding te volg waar ons met die blomme gaan drink terwyl die leef, so dan gaan jy dit gee vir die brigade om vir die blomme te oorhandig en dan het ons nog 'n tweede geskenkie ook vir die. So ek gaan deze geleentheid gee vir die brigade.
Ja, meneer, toevallig af. Ja, ja. Ons gaan van hierdie jaar af dit 'n gebruik maak om ons moeders en ons vaders te vier terwyl hulle leef. So hierdie was maar net die begin van wat ons van hier af vorentoe gaan doen. Familie het 'n aankondiging van of 'n gelukwensing van ons konsulent af hier waar in Michels. En hy vra dat ons gelukwensings en seënwense aan die moeders moet oordra. So dis die boodskap van ons konsulent. Dankie familie. Nou gaan ik ons de liefde voor onze bedrijf.
22 tot 30 met die gedeel. En ek moet dit nou baie kort maak. So ek gaan net twee dinge sê. Maar eerstens, geseënde Moedersdag. Dit is lang dat ek die kerk vol gelukkige mense gesien. En soms, as ek kyk na die gemeente, dan wie so was van. Maar ons is gewoon stil om bevriend te wees in Christus. So, dis vandag wat baie spesiaal is. Eerstens vir die moeders, wat hulle verwag ons pas. Want die Moedersdag is dan hulle geleer word. En hulle moet hier elke dag geleer word, deur te mis. En vir kinders is het seker belangrik, wat hulle wil die dag altyd so besonders maak, dat ouers sal altyd ontdoen. Dus tijdens die Moedersdag, wat my kind tot in die gegaan, wat my kind verander, wat enzovoorts. So, veel geluk daarvoor, moeders. So, ek wil net ietsie daaroor sê, voordat ek sê nou 8 minuten word. Ek wil net iets sê met die moeders. Iemand het eendag gesê, en ek dink die wat voor die hoor nou al en sien van vroeg al. Die prachtige boodskappe wat ouers, wat Moedersdag en die kinders vir ouers sê en sovoorts. Maar iemand het eendag gesê, maak die saak, hoe belangrik of verdorven ons word nie. Ons sal altyd beskerm word deur die genade van die moeders en liefde. En ek wil dit weer haal, ek wil die preek op die Here, ek wil die gees versteur, want ek glo wat die Vader gesê. So belangrik jy ook in die lewe mag word. Hoe laag jy ook al mag daal, wat mense neerkyk op jou, en op die trap is hulle verby gaan. Jy moet ontdoen. Jy word altyd beskerm deur 'n moeder wat jou weet. 'n Moeder wat onder enige omstandighede op altyd sal sê, maar dit is goed. Jy kan sê van hom, jy kan doen aan hom, maar dit is my kind. En in die Bybel is daar alle verse, prachtige verse. Ek kyk nou hier na Psalm 113 vers 5 tot 9, waar ek opmerk, waar God, en ek van die tyd, wil ek nie nog dit hier lees, ek kan het self lees, Psalm 113, waar God homself vergelyk en sê, dis hoe ek is. En die laaste vers 9 sê, van moederskap moet blydskap hê. So om moeder te wees, beteken, volgens sy verordening, volgens sy reëls, moet dit blydskap vir die mense rondom 'n moeder bring. En dis hoe belangrik dit is. Iets anders wat ek ook nog aan die wil voel op Spreuke 31, net die eerste vers. Die woorde van Lemuel, hy was die koning van Massa in die antieke tyd. En dan die gedeelte waarmee sy moeder hom vermaan het. Ons lees die weer van die koning in die Bybel. Net aan die vers wat sê, hy onthou die onderrig van sy moeder. En dan van 2 tot 9, as jy lees, sal jy sien wat sy vir hom sê. Onder elke omstandigheid, moenie dit doen liewer dit, moenie dit doen. En vir my, dit is die belangrikheid van Moedersdag. Nie in wat ons sê baie keer, maar wat ons doen in bewys. Want daarin lê ons liefde. Ek dink iemand anders sal ook seker maar praat oor Moedersdag, maar terugkom na die vers. Johannes 10, 22 tot 30. Iemand wat weet wie hierdie was, sal onthou dat die waarde Leroux, dokter emeritus die waarde Leroux, het gevra, en dit was die boodskap wat ek aan hy geneem het, hulle wat saam met hom was, het om het sekere omstandighede nie herken nie. Hulle het gevra, wie is hy? En vanoggend is my teks ook vir die moeders en vir familie, vir kinders. Wie is hy? Na aanleiding van Johannes 10, 22 tot 30. Nou die achtergrond, broers en sisters, het eerder gehoor, wat as jy dit prachtig gelees, die Jode, Jesus was die Jood, vra vir Jesus, recht
hy, wie is ek? Wie is u? Ons ek vra, wie is hy? U sal lees, Jesus sê, maar ek het dit julle al gesê wie ek is. Dit wat ek doen, getuig waarvandaan ek kom. My dade, dit wat ek onder julle verwag. Sê wie is ek? Maar weet jy, hy sê iets anders wat ek dink deel is van hoe ons wese is. Hy sê, hulle is nie begryp, omdat hulle nie kind van die skape is. En daar, broers en susters, lê ek iets baie ernstig aan. Jy kan sit onder die geklank van sy woord. Jy kan luister na mense se getuienisse van wat vir hom of haar gedoen is. Jy kan self ervaar wat hy in jou lewe gedoen het. Dan vra jy nog steeds, wie is hy? Wie is hy? Wie is die God? Die Jode was onseker, want hulle het iemand spesifiek verwag. En is ons ook vandag ook nie so. Ons verwagtinge oor ons lewensomstandighede moet 'n besekerde manier wees. Ek moet genoeg hê om te oorleef. Ek wil genoeg kos hê. Ek wil kleding hê. Ek wil 'n skuilplek hê. Dan vra ons nog steeds, is dit nie so goed gaan nie. Maar wie sê? Die mens in wie se diens ons moet staan. Die mens in wie se naam ons dinge doen en besluit. En hoe sien die wêreld? Die wêreld kyk na ons optrede. Die wêreld kyk na die kerk en sê, maar as dit so gaan daar, los my maar hier waar is. Dis wat Johannes 10:22-30 vir ons sê. En ek wil 2 minute nog. Ek wil net 2 dinge voorstel aan die familie wat so sit en aan almal wat hoor. Ek het 'n tyd gelede gevra of gesê kom ek begin net vra. Ek het vir die gemeente gevra, is ons nog seker dat ons in die holte van God se hand is? En ek het ook gesê, die kerk van Christus is buitengebouwe gemiddelde. Want ek dink jy ons begryp die vraag se antwoord, wie is hy? Ek wil voorstel, broers en susters, en ek praat met kinders oor, breek met die wêreld. Dit is my eerste voorstel. God waarsku ons in 2 Korintiërs 6:17, hy sê, luister mooi, daarom gaan van hulle af weg en sonder julle af. Raak nie aan wat onrein is nie. En ek sal julle aanneem. Dis 2 Korintiërs 6:17 en 18. Geen Christen, geen familie, geen gemeente, geen bediening kan God en die wêreld dien. Dis of God of die wêreld. As ons weer oor van wêreldse gebruik en ons sê, Here dankie, ek het nie so daai man nie. Here, ek is bly ek is nie daar waar daai is, ek het gehoor. Met ander woorde, as ons weerhou van dit wat ander doen, wat ons dink wat verkeerd is, dan is dit ook nie nie. Dit is nie oké nie. Ons is nie weg voor die Here nie. God is liefde. En as ons liefde nie kan uitstraal nie, en liefde kan toon nie, is ons bediening te vergeefs. Maar ons moet hulle sê, dit is wat jy in God sien, dit sien jy in my. Kyk aan die lewens van die wêreld. Die wêreld beloof ouers vir kinders. Die wêreld stel kinders bloot en kwelm misbruik. Laat hulle opstand kom teen ouerlike gesag. Kinders wat weier om God en sy gebod te volg.
of op een of ander manier hulle kry, maar as julle weet, as hulle die deel van die pilare wat ons wil vestig, wanneer ons eendag nie. Jy moet iets agterbly vir hulle wat nog kom. So kinders, ouers, families, breek met die wêreld. En ouers, kan nie breek met die wêreld. En verwag, kinders, moet dit ook so reg bring. Ek is so reg, maar ek gaan sorg dat my kind anders gaan wees as ek. God sê vanoggend, laat ek sentraal in julle bestaan weer word. As jy opstaan, praat jy van my, dink jy aan my, leef jy my later uit. Die tweede ding, die tweede ding, en ek wil het stel aan die is, pak ons op. Ons het 'n gelofte gedoen om diensbaar te wees. Diensbaar vir God. Maar weet jy, iemand het eendag gesê, ons is besig met toeskouer Christene, om toeskouer Christene te wees. Sal op die kant lê. Ek kom my geld in en ek gaan huis toe. Moenie vir my iets verder vra. Hoe gaan jy die man leer van wie jy moet getuig, van wie jou lewe moet getuig? Ons wil betrokke wees volgens ons standaard. Ons wil nie verantwoordelik neem nie. Daar is iemand anders wat dit doen. Los my. God het u gekies, dis hoekom jy vandag die boodskap luister. God het u gekies. En hoekom het u gekies? Brigade is diensbaar, want jy ten stil ten toon die talente wat jy het gehad. Gemeente, ons hoor van die fees. Ons het eintlik in die werk. Daar is het. Dat sy taak makkelijker is, dat hy nie eens voor die hoef te kom. Ons werk moet getuig van dit wat in ons hart is. Broers en sisters, Joshua, ek wil afsluit. Ek wil redelijk verder gaan. Joshua 20:14 sê, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid. Joshua 4:14. Ons het belangrijk geword om God te dien met ons talent, ons tyd, ons geld, ons besitter, enigiets van ons. Dat is my ding. Ek sal liever 2-3 ure daar sit in die huis wees en niks doen nie, as om te bid. Dan sê ek, dit is te moeilijk. Ek kan nie vir die mense bid wat teen my is. God het ons allemaal gemaakt. Ons wil nie met die wereld op vrede stel. Ek wil afsluit, broers en sisters. As ons diensbaar wil wees vir God, al wat hy soek, is 'n gewillige liggaam. Dis al. Hy is niks anders nie. Kom ons word dit, waarvoor God ons wil doen. Amen. Goeiemôre gemeente en al ons moeders wat in die kerk is. Vandag vier ons Moedersdag om God te bedank dat ons nog moeders het. Vir baie van ons is hier 'n dag om dankbaar te wees aan God en vir van ons is dit nog 'n dag wat ou wonder opkom. Moedersdag moet nie net op Moedersdag gevier word nie, maar elke dag. En ons moeders is elke dag daar om ons te ondersteun, maak nie saak waar nie. Vir moeders behoort dit nie 'n taak te wees om te sien na die kinders nie, maar dit moet 'n voorreg wees en op die kan hulle baie tyd spandeer om hulle kinders beter te leer ken en hulle kinders te leer aan God se woord. Een moeder moet een voorbeeld stel vir haar kinders
'n moeder moet 'n voorbeeld stel vir haar kinders, want die lesse wat die moeders aan hulle kinders moet oorgee, het 'n enorme impak op ons. Dit is 'n roep van God dat ouers kinders moet leer van God se woord en sy wil, sodat sy wil kan geskied. Efesiërs 6:1-3 sê: Kinders, wees in die Here en julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit behoort. Eer jou vader en jou moeder is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lang leef op aarde sal hê. En vaders, moenie julle kinders uittrap nie, maar voed hulle op deur dissipline en teregwysing van die Here. Ek wil elke moeder vandag bemoedig deur die volgende 3 verse in onthou. Jesaja 40:31 sê: Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie afgemaak nie. Jeremia 29:6 sê: Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Spreek die Here, gedagtes en vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ek sit af met die volgende. Mothers, your kindness, strength, and guidance have made us who we are today. Children, let us all come together and make sure to shower enough love and gratitude on our mothers. Let us make sure to let go of all the grudges if we have. Let us take pride in the concept of motherhood. And let us all celebrate this wonderful day dedicated to the most powerful human being of our lives. Amen. Vers 1-3 van Psalm 30 sê asof: 'n
Psalm, 'n lied vir die inwyding van die tempel vandag. Ek wil die lof verkondig, Here, wat eer my gered, en my vyand nie laat bly wees voor my nie. Here my God, ek het na U geroep om hulp, en het my gesond gemaak. Daar wil begin met lof. Ek erken dat God hom verlos het uit 'n plek van nood. Hierdie verlossing is nie fisiese verlossing nie, maar emosioneel en geestelik. Dit is dink ons as mens ons eie krag het ons, maar daarom herinner ons, dit is die Here alleen wat oplig. Ons gebruik die Here soos 'n spaarwiel. Wanneer ons 4 wiele perfek ry, dan vergeet ons hom. En wanneer een wiel aan ons karretjie bars, is dit die eerste ding waarna ons gryp. Wanneer gaan ons die Here nie 'n spaarwiel in ons lewens maak nie? Wanneer gaan ek en U besef dat die Here die stuurwiel is? Ons Here, wat met elke reis van ons lewens by ons is, of dit nou 'n siekte, depressie of 'n gelukkige gebeurtenis is, die stuurwiel van die karretjie is daar. Ek gaan dit aan vers 5 toe. Sing tot eer van die Here, julle wat hom getrou doen. Loof sy heilige naam. Hierdie vers is een van die bekendstes uit hierdie psalms. Dit bevestig dat pyn 'n seisoen het, maar God bring altyd hoop. Die môre simboliseer 'n nuwe begin en 'n nuwe dag met nuwe krag. En met God is elke môre 'n nuwe kans. U mag nou in trane wees. Dit mag nie nog goed tyd vir u nie, maar hou vas, vreugde kom. God is besig om die môre voor te berei. Ek wil herinner dat die perfekte Christen, Jesus Christus, geval het en gesterf het. As U en op die 3de dag opgestaan het. As iemand mag val in die Here, as iemand dan mag val in die lewe, sal die Here U oplig. U sal uit die graf kom, deur die goedheid en genade van ons Here. Vers 6 en 7 sê, waarlik, sy toorn die net onder, maar sy goedheid lewenslang. Gisteraan was daar nog trane, en vanmôre lag ek dan weer. Toe dit goed gegaan het, het ek wel gesê, niks sal my ooit aan dank doen. Daarom erken dat ek self voldaan geraak het. Maar toe God sy guns weesneem, het ek besef hoe afhanklik hy is van God. Hierdie insig bring hom tot nederigheid. Die digter gaan as volg, kom kniel by die kruis van Jesus om in Jordaan. Want ons lewens uit mekaar uitgaan, vergeet ons van die kruis. Die puzzle wat uit mekaar uitval, dink ons is iets sleg, maar as net ons perspektief sal verander en sien dat die puzzle wat uit mekaar uitgeval het, kan die Here weer by mekaar sit en 'n mooier en groter prentjie skep. Vers 8 tot 10 gaan verder. Jy het goed dat jy op 'n veilige berg uit staan, Here. Maar toe ek nie aan my onttrek het ek baie bang geword. Daarom is die eerste reaksie in nood is gebed, en is gebed. Hoe baie keer doen ons nie dieselfde nie. Ek lees nou die aard 'n quote wat sê, die hospitaal het al meer gebede gehoor as die van die kerk. Wanneer ons geliefdes so lê in die hospitaal, dan is ons om te bid, maar ons vergeet van hulle, wanneer dit goed gaan. Die verhouding met die Here is 'n eerlike kommunikasie, en dit is die sleutel tot geestelike herstel. Moenie stil bly in die stryd nie. Praat met God. Hy hoor nie. Vers 11 tot 12. Luister, Here, en wees genadig. Ja, my Here. Ek was in die rou, maar U het my van die vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en van my feesklere aangetrek. Wat 'n mooi beeld is dit nie. God neem ons fout en gee ons lof. Dit is net 'n gevoel nie, maar 'n diepe bewusheid van God se genade wat lof vir elkeen van ons kan bring. Laat die lewe 'n dans van dankbaarheid wees, wat getuig van wat God vir ons kan doen. Ek sluit af. Psalm 30 is 'n herinnering dat God ons redder is, nie net van sonde nie, maar van die dal van trane. Hy is getrou, selfs wanneer ons swak is. Soos Dawid aan ons sê, Heer, o Here, my God, ek sal vir U altyd loof. My gebed van my hart is, dat elkeen van ons, ek en U, nie die Here sal sien as 'n spaarwiel in ons lewe nie, maar 'n bestuurwiel kan maak, dat ons 'n bestuurwiel sal maak. Amen.
staan, Here. Sê jy nie hulle holte van jou hand, o Here. Here, die week gespeeld, great is thy name. Here, ek vra vanoggend, Here, dat ons net sal herinner, Here, dat sonder U is ons niks nie. Sonder U is ons niks nie. Here, U ons hou ons baan, Here, U hou ons veilig, Here. Here, ek vra nie die goed om het te verdien, maar enige enkele genade, met baie danksegging. Amen. Now, was it in praise and worship, Satya, for everything? Itu weer berita yang hari
en alle geseën. Amen. Ek sal vra dat u bly staan en op aan die graf. Ons ontvang die seën van die Here Christus. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees, sy en bly tot in alle ewigheid. En ons almal wat die Here verwag sê,